Paulus sit in Rome onder huisarrest en skryf briewe aan die gemeente in Efesiërs, Filippense en Kolossense. En ons gaan nou kyk na die boek van Efesiërs. Nou voordat ons vir Jesus aangeneem het as ons verlosser, was ons verlore en op 'n afdronde pad. Ons was bestuur deur ons vlees, volgens Efesiërs 2 vers 3. Maar Jesus was so lief vir ons gewees, hy het in ons plek vir ons slegte wêreldse besluite betaal op die kruis. Slegs deur geloof in Jesus was ons lewend gemaak, slegs deur genade. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, nie uit die werk nie, sodat niemand mag roem nie. So, niks wat jy kan doen, gaan maak, dat jy in die hemel kan kom nie. Jy moet net glo dat Jesus het op die kruis gesterf en vir jou sondes betaal, en dan kan jy hemel toe gaan. Maar dan moet ons nie weggooi die goeie werke nie, want sodra jy jou hart vir die Here gee, dan volg goeie werke. Sodra jy deel word van God se koninkryk, word jy 'n kind van God. Ek dink nie altyd ons besef die waarde daarvan nie. Jy is nou 'n erfgenaam. Ons het groot geword as Christene. Ons ken al Jesus vanaf ons baie klein is. Ons het skool gegaan in Christelike skole, maar imagine jy was 'n heiden in die tyd van die Bybel. Jy het nog nooit van Jesus gehoor nie. Dalk het jy al van Israel, die volk gehoor, en gehoor wat se wonderwerke het hulle God al gedoen in die woestyn, maar dit is Israel se God, wat so hoop het daardie mense, die heidene. Hulle aanbid dalk afgode, wat glad nie terugkommunikeer nie. Min weet hulle dat Israel se God is almal se God, die wonderwerkende God. Die disippels het uitgegaan en vir die heidene gaan hoop gee. Maar nou sit jy met twee dilemma's. Convince die Jode dat God is almal se God, en convince die heidene hulle is deel van die familie. Jesus het gekom en die Jood en die heiden een familie gemaak in Efesiërs 2 vers 14, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Nou die Jode het nie baie daarvan gehou nie. Hulle was van kleins af geleer, hulle is die uitverkorene volk, en nou hoor hulle moet share. Nou ons moet besef dat niks van God onkant nie. Hy het geweet dat Adam en Eva gaan ongehoorsaam wees in die tuin van Eden. Hy het geweet hy gaan sy seun moet stuur om die verhouding tussen die God en die mens te versoen. Hy het geweet hy gaan 'n volk kies, maar hulle gaan sy seun reject. Maar God openbaar sy storie so bietjie vir bietjie, sodat ons as mens dit mooier kan verstaan. Byvoorbeeld, voordat jy 'n lekker moeilike wiskunde som kan doen, moet jy eers leer om te tel. God leer die mens eers om te tel voordat hy die res van die verhaal kan verstaan. Nou reg deur die Nuwe Testament lees ons van die woord verborgenheid. In Engels is dit mystery. Dit is iets wat van die begin af deel was van God se plan, maar dit word met tyd deurgegee aan die mens. Nou wat beteken verborgenheid? Ek het so 'n paar Bybelversies ingesit wat sê hulle. Romeine 16 vers 25, die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is, maar nou geopenbaar is. So dis iets wat nou vir 'n hele lang rukkie stil was, wat niemand geweet het nie. 1 Korintiërs 2 vers 7, maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, en wat God van ewigheid af voortbeskik het, tot ons heerlikheid. So dit is iets wat deel was van die storie van die begin af, maar dit word nou eens geopenbaar deur die Heilige Gees. Efesiërs 3 vers 5, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, maar nou geopenbaar is deur die Gees, wat van alle eeue af verborge was in God. So dit is lankal al deel van die storie. Dis soos om 'n movie te kyk en op die einde is daar 'n massive twist. Dan dink jy by jouself, "Sjoe, ek het dit nie gesien kom nie." Maar as jy die movie weer gaan kyk, en dink jy by jouself, "Hoe kan ek so stupid wees om dit te gemis het?" Dit was al die pad in die movie. Dieselfde met hierdie verborgenhede in die Bybel. Dit was nog al die pad deel van die storie. Selfs in die Ou Testament word dit al genoem, maar die mense van daai tyd het dit nie raak gelees nie. En nou in Paulus se tyd, wanneer die verborgenheid oopgemaak word, wanneer die mysterie verstaan word, en hulle gaan terug na die Ou Testament toe, dan sal hulle sien, o nee, wag, dit staan in ons Ou Testament, ons het dit net gemis. Nou waarom het die Here dit weggesteek? Hy het dit weggesteek vir die vyand. Dit staan in 1 Korintiërs 2 vers 8, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Nou dink ook aan as jy in tale bid. Dit is 'n verborgenheid wat jou gees praat met God se gees. Hoekom? Sodat die vyand dit nie hoor nie. 1 Korintiërs 14 vers 2 sê, want hy wat in tale spreek, spreek nie tot mens nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. So dis dieselfde woord, mysteries. Ons praat mysteries tot God as ons in tale praat, sodat die vyand dit nie kan hoor nie. Nou kom ons kyk na hierdie verborgenhede in die Bybel. Daar's 7 van hulle.
Die eerste ene is die koninkryk van die hemele. Jy lees daarvan in die boek van Matteus, Markus en Lukas. Matteus 13 vers 11, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. So daar's een of ander mystery rondom die konsep die koninkryk van die hemele. Nou ons het gesien in les 7 en 13 van die evangelies dat daar is 2 koninkryke. Die wêreldse koninkryk en God se koninkryk. Nou om deel te wees van God se koninkryk moet jy anders optree as die wêreld. Dis wat ons in hierdie lessies na gekyk het. Nou in Matteus lees jy van die koninkryk van die hemele. En ons was altyd geleer dit is wanneer ons hemel toe gaan. Maar al hoekom Matteus dit die koninkryk van die hemele noem en nie die koninkryk van God nie, is sy lesers was Jode en die Jode mag nie die naam God gebruik nie. En Matteus wou nie sy lesers offend nie, daarom noem Matteus dit die koninkryk van die hemele. En hy noem dit dan nie die koninkryk van God nie. So hierdie is nie 'n koninkryk van eendag nie. Dit is 'n koninkryk van nou op aarde en almal het dit nie verstaan nie. Daarom word hierdie gesien as 'n verborgenheid, 'n mystery. Nou wat is 'n koninkryk? Eerste kort jy 'n koning wat hulle lord noem. Jy kort 'n territory, jy kort 'n kasteel, jy kort citizens, jy kort 'n wet, daar kort 'n army om te kan beskerm en jy kry sekere voordele. Nou kom ons kyk eers na 'n koning. Nou 'n koning is 'n ruler en 'n lord is a person who has authority, control and power. Nou jy kan slegs 'n legal koning raak deur birthright. Nou Jesus is nie gebore uit die mens nie. Dit staan in Lukas 1 vers 35. The angel answered and said to her, this Mary, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you, and for that reason the Holy Child shall be called the Son of God. Matteus 3 vers 17, en daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dis waar Jesus gedoop word, en God uit die hemel uit sê van Jesus, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En ook in Johannes 3 vers 16 lees jy van dat Jesus is God se eniggebore seun. So, om 'n koning te wees van 'n koninkryk, moet jy dit kry deur birthright. En Jesus is nie gebore uit die mensheid nie, hy is gebore uit God uit. En dan Johannes 12 vers 15 sê, Fear not, daughter of Zion, behold your king is coming, seated on a donkey's colt. Ook in Timoteus 6 vers 15 waar hulle praat van Jesus, he is the king of kings and he is the lord of lords. Nou, vir 'n koninkryk kort jy 'n territory. Psalm 24 vers 1, The earth is the Lord's and everything in it, the world and all its people belong to him. Ook in Openbaring 5 vers 9, and have redeemed us to God by your blood, out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. So God se koninkryk kort 'n territory, en hierdie versie sê vir my dat die territory is die aarde. Maar dan kort ons koning kort 'n kasteel. Handelinge 7 vers 48, maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Handelinge 17 vers 24, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Kolossense 1 vers 27, To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery. Hier praat hy weer van 'n verborgenheid, which is Christ in you, the hope of glory. So, deel van hierdie konsep van die koninkryk van die hemele, die koninkryk van God, is daar 'n mystery daar binne-in, en dit is die mystery van die Heilige Gees wat binne in ons gaan kom woon. Ons is die kasteel waarin die koning gaan bly. En dan kort hierdie spesifieke koninkryk citizens, Johannes 15 vers 19, As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Ook in 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. So ons is dan deel van hierdie koninkryk. God het ons uitgekies om deel te wees daarvan. Maar dan kort ons 'n wet, Lukas 10 vers 27, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So dit is die reëls dan as jy deel is van hierdie koninkryk. Maar dan kort ons 'n army. Joel 2 vers 11 sê, The Lord thunders at the head of his army. His forces are beyond numbers and mighty is the army that obeys his command. Daarso kan hy heel moeilik praat van die engele. Maar die volgende versie sê, ons is deel van God se army. 2 Timoteus 2 vers 3, Thou therefore endures hardness as a good soldier of Jesus Christ, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. En dan is daar voordele om deel te wees van enige koninkryk, en God se koninkryk se voordele is Openbaring 21 vers 7, He who overcomes will inherit these things, and I will be his God, and he will be my son. Galasiërs 4 vers 7, daarom is jy nie meer 'n dienskneg nie, maar 'n kind, en as jy 'n kind is, dan ook 'n erfgenaam van God deur Christus. Jy is
'n kind van God. En as jy 'n kind is, het jy die voordele om dan 'n erfgenaam ook te wees. Maar dan hierdie spesifieke koninkryk van God is 'n ewige koninkryk, Daniël 2 vers 44. Maar in die dae van die koning sal die God van die hemele 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit in ewigheid bestaan. En dan, wat is hierdie koninkryk? Matteus 12 vers 28, maar as ek, praat Jesus, sê hy, maar as ek deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. So Jesus sê, sodra julle sien die werke van die Heilige Gees begin, dit is dan wanneer die koninkryk van God gekom het. Sien julle, dit het niks te doen met die hemel nie, dit het te doen met nou, en dit het te doen met die Heilige Gees. Ook in Lukas 17 vers 20 vra die Fariseërs vir Jesus, nou wanneer gaan die koninkryk van God kom? En Jesus antwoord, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. So hy praat van die Heilige Gees wat binne in ons kom bly. So die verborgenheid van die koninkryk van die hemele is God binne in ons. Die Heilige Gees is die koninkryk van God. Dan die volgende verborgenheid is, die heidene is deel van die verlossingsplan. Romeine 11 vers 25, want ek wil nie hê dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie. Die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. So onthou nou, dat die Jode dink nog al die pad, hulle is die uitverkorene volk, hulle is die enigstes wat gekies is, maar van die begin af was die plan dat almal gaan deel wees van die verlossingsplan. Daarom word dit 'n verborgenheid genoem, want die Ou Testament mense het verstaan, net hulle, net die volk Israel. En dan in die tyd van Jesus gaan ons ook sien, het Jesus gesê, hy het gekom vir die verlore skape van Israel. Maar dan, wanneer die mense Jesus gaan reject, dan gaan die boodskap oorgaan na die heidene toe, die tweede kolommetjie daarso. En dan wanneer die tyd klaar is, dan gaan Jesus se fokus weer teruggaan na die Jode toe, en ek dink dit gaan dan gebeur in ons tyd. Nou ek het nou al reeds na hierdie gekyk in 'n vorige lesie, so ek gaan nie alles lees nie. In die tyd van Jesus het Jesus eers kans gegee vir die Jode om die waarheid raak te sien, om die verlossingsplan raak te sien, maar onthou, hulle het hom gereject as hulle Messias. En ons sien ook dat Jesus self het gesê dat hy is nou op die aarde vir die verlore skape van Israel. Dit staan in Matteus 10 vers 5 en jy kan gaan lees Matteus 15 vers 24. Maar dit beteken nie dat Jesus het nie geweet die boodskap is vir alles nie. Onthou, Jesus is God, hy ken al die verborgenhede. Maar onthou nou dat die Jode, as ons gaan kyk in al die briewe wat Paulus ook skryf, die Jode wil weet dan, wat is die doel van hulle? Jy weet, waarom moes hulle deur alles gegaan het as die boodskap eintlik vir almal bedoel is? Hier is 'n hele klompie versies wat ek ingesit het, sodat jy kan gaan kyk waarom die Jode. As ons byvoorbeeld kyk na die ondersteunende Handelinge 14 vers 27, Paulus hulle vertel die gemeentes dat God het 'n deur van geloof vir die heidene geopen, want die versie net bo dit sê, want die Israeliete het Jesus gereject. Maar dan as jy die einde van die tweede laaste blokkie lees, Jesaja 49 vers 6, ek het u gemaak tot 'n lig van die nasie, om 'n heil te wees tot aan die einde van die aarde. As die Jode nie daar was nie, het ons nie God geken nie. Hulle het vir ons die Bybel geskryf, hulle het vir ons die Messias gegee, hulle het vir ons gewys wat God van hou en nie van hou nie, deur die wette volg. So as die Jode nie daar was nie, so dit gaan nie oor die Jode, as die Jode nie daar was nie, het ons as heidene nie God geken en geweet waaroor die storie gaan nie. Nou jy sal sien dat Jesus het geweet dat die boodskap is van die begin af vir almal. Jy kan dit gaan sien in Matteus 8 vers 11, maar ek sê vir julle dat baie sal kom van die ooste en die weste en saam met Abraham, Isak en Jakob sal aansit aan die koninkryk van die hemele. So alhoewel Jesus gesê het, ek is net hierso vir die verlore skape van Israel, het hy geweet dat die boodskap gaan binnekort oorgaan na die heidene ook. Romeine 9 vers 25 sien ons dat God het al in die Ou Testament geweet dat sy mense gaan vir Jesus reject, en jy kan dit gaan lees in Hosea. Dit word gekwyt in Romeine 11 vers 11, staan daar, het julle, hierso praat hulle met die Israeliete, miskien gestruikel, en sê hy, nee, stellig nie, maar oordat julle gestruikel het, kon die saligheid oorgegaan het na die heidene toe, en dan kan ek op so 'n manier gaan Jesus dan, of God dan, die Jode jaloers maak. Ek het al reeds hierdie na gekyk, ek gaan nie alles weer lees nie, ons het al reeds hierdie in 'n vorige lesie na gekyk. Romeine 11 vers 25 sê ek dat
Onthou, op die einde gaan die fokus weer teruggaan na die Jode toe. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie. Die verborgenheid dat die verlossingsplan was vir almal, maar die Jode het dit gemis. Die heidene was daarom die volgende ministerieveld, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Dit staan in Romeine 11 vers 25. So daar kom 'n tyd wanneer die getal heidene wat Christene geword het vol gaan wees, dan gaan God weer teruggaan na Israel en so sal die hele Israel gered word. So ja, dit was 'n mysterie geweest dat die verlossingsplan was van die begin af vir almal, maar die Jode het dit nie geweet nie en hulle word dit nou geleer in die tyd van Paulus. Die volgende verborgenheid is dat die kerk en Jesus gaan eendag trou, en jy lees dit in Efesiërs 5 vers 32, staan daar hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Efesiërs 5 praat Paulus met die kerk van Efese, en hy praat met hulle oor die man en die vrou, en hoe moet die man optree teenoor die vrou, en die vrou moet onderdanig wees teenoor die man, en hy sê, hoekom ek dit vir julle leer, is hierso lê 'n verborgenheid, hier binne lê 'n mysterie, 'n storie wat baie groter betekenis het, en die betekenis is dat Jesus gaan eendag met sy kerk kom haal en met haar trou. So as jy in die Bybel gaan kyk, sal jy sien dat die Bybel bestaan uit 2 love stories. Dis God en Israel en Jesus en die kerk. Nou God is ongelooflik lief vir Israel. Daar's 'n versie Jeremia 31 vers 3 wat sê, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Maar Jesus is ongelooflik lief vir sy kerk en hy het sy lewe op die kruis gegee sodat ons die ewige lewe kan kry. Nou God en Israel is al reeds getroud. Jeremia 2 vers 2. Gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem. Ek onthou die liefde van jou bruidstyd toe jy agter my aangeloop het in die woestyn. Onthou, die Israeliete het al met God getrou by berg Sainai. En Jesus en die kerk gaan nog trou. Ons lees in Openbaring dat Jesus gaan terugkom vir die bruilof van die Lam. Daarom word ons as kerk nou mooi skoon gebrand, sodat ons eendag voor Jesus kan gaan staan as 'n mooi skoon wit bruid. En onthou, aan die einde van tyd wanneer Jesus terugkom, kom kry hy sy bruid. En hoe lyk 'n bruid op haar troudag? Op haar mooiste. Ons is besig om mooi te word vir Jesus. En om alle sondes uit ons lewe uit te kry is partykeer 'n moeilike proses. As jy byvoorbeeld sukkel met rook, probeer ophou. Dis nie altyd so maklik nie. Daarom word ons skoon gebrand. Dis 'n eina proses. Daar's so 2 versies. Ek gaan die ondersteun lees, Jesaja 48 vers 10. Behold, I have refined you, but not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. Ons moet mooi verstaan, hierdie brand is nie 'n straf nie. Dis God wat ons help om mooi te word vir Jesus. So eendag gaan Jesus sy bruid kom haal, Jesus gaan die kerk kom haal. Dis 'n verborgenheid. Dan die volgende verborgenheid is oor wie is die vyand? 1 Tessalonisense 2 vers 7. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Jy lees ook van die vyand in Openbaring 17 vers 5 oor Babylon en die vrou wat op die dier sit, en daar staan op haar voorhoof was 'n naam geskrywe, verborgenheid, die moeder van die hoere. So dit beteken daar is een of ander mystery oor rakende wie die vyand is, en met tyd sal dit aan ons geopenbaar word, en wanneer ons kom by die studie van Openbaring sal ons weer kyk oor wie is die vyand. Die volgende verborgenheid is die verborgenheid van die geloof. Jy lees daarvan in 1 Timoteus 3 vers 9. Nou wat is dit? En ek het hier so versie in Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Wat ek daarmee bedoel is, onthou as Paulus elke keer briewe geskryf het vir die gemeentes, veral as hy geskryf het vir die Jode, het hy vir die Jode gesê dat die wet is klaar vervul, dis vervul in Jesus, die wet is nie meer nodig nie. Onthou, die Jode het geglo as hulle die wet volg, gaan hulle hemel toe gaan, en Jesus kom, en die nuwe pad na hemel toe is net geloof in Jesus. Dit het niks te doen met ons werke nie, maar ek gaan weer eens sê, dat ons moenie God se genade misbruik nie. God gee vir ons genade, hy weet ons gaan nog sukkel met ons vlees, maar ons moet nog steeds goeie werke chase. Dit gaan jy nie in die hemel kry nie, maar dit is wat God behaag. Dan die volgende verborgenheid gaan oor godliness. Nou godliness is iets wat ons na toe streef, dit is ons moet 'n beter mens word, en ons sien dit ook in die lewe van Jesus. In 1 Timoteus 3 vers 16, Jesus was van vlees na heerlikheid. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, hy het verskyn aan die engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. So, as jy gaan lees oor die godliness in 1 Timoteus 3 vers 16, godsaligheid, is, dink ek wat dit beteken is, dis 'n proses waar ons besig is om te verander. Net soos Jesus ook, hy het op die aarde begin in vlees, en hy gaan eindig
in heerlikheid wanneer hy as koning gaan regeer op die aarde. Maar ons as mens moet ook 'n godliness chase. In Korintiërs 15 vers 51, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink. So ja, daar kom 'n tyd wanneer ons vleeslike liggame gaan verruil vir 'n geestelike liggaam. En dis 'n verborgenheid wat almal nie verstaan het nie. Ons verstaan het want ons het so groot geword, maar byvoorbeeld die Jode het hierdie konsep nog nie verstaan nie. So vir hulle was dit 'n verborgenheid geweest. Hier is ons 'n paar van hierdie verborgenhede wat vir ons nog nie heeltemal oopgemaak word nie, maar met tyd sal die Heilige Gees dit vir ons openbaar. En dan die laaste verborgenheid wat jy van raak lees in die Bybel, is in Openbaring 1 vers 20, die verborgenheid van die 7 sterre en die 7 goue kandelare. Nou die 7 kandelare praat van 7 kerke en die 7 sterre praat van 7 engele. Sodra ons by Openbaring kom, gaan ek 'n bietjie meer kyk oor die verborgenheid wat hulle hierso noem in Openbaring 1. So hierdie is die 7 verborgenhede, 7 mysteries wat van die begin deel was van die plan, maar die mense het byvoorbeeld in die Ou Testament dit nie geweet nie. En hier kom Paulus en hy kom openbaar dit in sy briewe wat hy vir die gemeente skryf. En ek seker of van as die opregte Jode wat dan nou in Jesus glo teruggaan en hulle Bybel weer lees, dan gaan hulle dink, hoe het ek dit gemis? Dit staan nog al die pad in die Ou Testament. Nou wat se eer is dit nie om deel te wees van so 'n awesome storie, om te kan deel word van God se koninkryk, om te weet hoe lief is God vir ons nie. Daarom dan sê Paulus vir die gemeente in Efesiërs, ek vermaan julle dan om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. So wandel met waardigheid, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man. So eintlik sê Paulus hierso vir die gemeente is, word 'n volwasse Christen, leef heilig. Nou Efesiërs 5 noem 'n hele klompie areas waarin ons kan werk om heilig te word. Byvoorbeeld, moenie lieg nie, moenie sondig as jy kwaad raak nie, geen vuil woord mag uit jou mond uitgaan nie, vergewe mekaar, moenie jou tyd mors nie, daai is baie belangrik vir ons in ons tyd, want ons mors ons tyd met tegnologie, moenie dronk word nie. Nou dit klink soms onmoontlik om al hierdie dinge reg te kry, maar kom ons fokus nie op hoe moeilik dit is nie, maar ons fokus op God. Ons lees ons Bybel, ons bid, ons vas, omring ons met kinders van God, ons gaan kerk toe, en dan met tyd gaan jy sien, jou vleeslike begeertes gaan jou nie meer bestuur nie. En dan sluit Paulus ook af in Efesiërs 4, of hy is besig om af te sluit, dat hy sê vir hulle, onthou, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die oue mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. So ja, jy was 'n ou mens, lê hom af, en dat jy 'n vernuwe mens moet word. Jy moet nuwe mense beklee word met wat God geskaap het, in die ware geregtigheid en heiligheid. Want vroeër was julle in duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Nou Paulus gee nog so 'n paar gedagtes vir die Christene in Efesiërs. Hy sê, vroue, wees onderdanig aan julle mans. Nou ons het al reeds gekyk na in die boek van Ester oor die konsep van onderdanig, as jy dalk weer wil gaan luister, en hy sê, mans, wees lief vir julle vroue, net soos Jesus lief was vir die gemeente, want Jesus was bereid om aan die kruis te sterf, en vir sy vrou dood te gaan. Kinders, wees julle ouers gehoorsaam, vaders, moenie julle kinders terg nie, daai is vir my nogal funny, want as jy mooi gaan dink, is dit gewoonlik die pappas wat die kinders terg nie, en Paulus sê vir die mans, of vir die pappas, leer julle kinders uit die woord van God, en dan praat hy hierso met werkers, en hy sê, werk asof julle vir die Here werk, nie vir 'n baas nie. Ons is nou nog onder 'n wêreldse stelsel en die wêreldse koninkryk is ongeregtigheid en 'n mens kan dit duidelik sien in 'n mens se werksplek, hoe unfair dit soms kan wees. En die Here weet dit, maar hy moedig ons aan en sê, werk vir jou baas asof jy vir die Here werk. Moenie dit half-effer doen nie, doen dit tot die beste van jou vermoë, want onthou jy doen dit vir die Here. Efesiërs 6 vers 8, omdat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang. So jy gaan eendag beloon word deur die Here. En dan sluit Paulus sy brief af met, trek aan jou volle wapenrusting. Trek aan jou beld van die waarheid. So maak seker jy weet wat is die waarheid en wat is die leuen. Maak seker jy weet wat is God se stem en wat is die duiwel se stem. Sit aan jou borswapen van geregtigheid. Nou 'n wapen wat jy kan gebruik teen die duiwel is, doen altyd wat reg is. Geregtigheid beteken doen wat reg is. As almal om jou steel, dan doen jy wat reg is. Nou hoe gaan jy weet wat is reg? Luister vir die Heilige Gees. Trek dan aan jou skoene van bereidwilligheid. Nou ek glo 100% een van die hoofdinge om die duiwel lekker om te krap is as jy uitgaan en kinders van God maak. So gaan uit en doen. Onthou, geloof sonder werke is dood. Tel dan op jou skild
van geloof. Nou as die vyand pyle na jou toe skiet, dis soos byvoorbeeld as die duiwel jou herinner aan jou verlede, dan hou jy jou skuld op om dit te keer. Jou skuld is jou geloof. Glo Jesus het klaar vir al jou sondes betaal. En hoe kry jy meer geloof? Lees jou Bybel. Dan sit jy jou helm van verlossing op. Nou waar gebeur die meeste van ons geestelike fights? Dit gebeur in ons gedagtes. Nou waarom dra mense helm? Dit beskerm jou brein. So om jou brein en jou gedagtes te beskerm, kry jou antwoord in verlossing. Wanneer jou gedagtes nie wil stil raak met al die negatiewe gedagtes nie, onthou wat het Jesus aan die kruis vir ons gedoen. Onthou die verlossing. En dan tel op die swaard van die woord van God. Nou die duiwel is die aanklaer, so hy gaan jou die hele tyd aankla oor jou verlede, oor jou sondige natuur. Maar om 'n hou in te kry, moet jy hom steek met die swaard. Ken jou Bybel en spreek dit. As jy byvoorbeeld getreiter word met vrees, dan steek jy vrees met 'n Bybelversie. Byvoorbeeld quote 'n Bybelversie soos God's not given me a spirit of fear. En as jy aanhou, want hy is besig dan om die vyand te steek met hierdie quote en dan op die einde gaan vrees weggaan. So baie keer as mense onregverdig is teenoor jou, as mense lelik is teenoor jou, as mense jou vals beskuldig, dit is baie belangrik dat ons moet besef dat daar is 'n geestelike wêreld en daar is 'n vyand in die gees wat jou aanval. Dis nie daardie persoon wat jou aanval nie, dis die geestelike realiteit agter daardie persoon. Efesiërs 6 vers 12. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom dan, trek aan jou wapenrusting, nie om te fight nie, maar om staande te bly. Hold the line. So wat ek hierso probeer sê is, daar's soveel mense wat ons gaan seermaak, en dan ons menslike natuur is, ons wil hulle terug seermaak, maar ons moet besef, dis nie daai mens wat jou seermaak nie, dis die geestelike realiteit agter daai persoon se woorde, agter daai persoon se dade. Fight die duiwel, nie die mens nie. En dan Efesiërs 6 vers 18 staan, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. Kom ons vergeet nooit die krag van gebed nie. Dit is deel van ons wapenrusting. Dan sluit ek af met die volgende. Satan tries to limit your praying because he knows your praying will limit him.